Daar's 'n doop van bekering wat Jesus ingestel het, wat jy geonderdompel moet word, wat jy die keuse moet maak. Ek het al 'n ma gehad wat my gesê het, maar ek's bekommerd, ek het aan my kind gedoop, nou wil hom weer laat doop. Wat sê hy vir ons? So sê ek, wel, hy sê julle het iets reg gedoen, want julle het by die beloftes gebly, en nou wil hy self die keuse maak. So moenie toelaat dat die vyand verskonings in jou kop plaas om te sê, maar jy's nie goed genoeg nie, jy kwalifiseer nie. Jesus het klaar vir jou gekwalifiseer. Net gesels oor hierdie instellings voor ons dit ook gaan toepas, want ons gaan al twee van hierdie instellings vanoggend beleef in ons diens. So ek weet nie of hulle jou laat weet het, ons het nou nie blaadjies by die deur uitgedeel nie, maar ons het 'n begrafnisdiens vanoggend. Dit is deel van hierdie diens, is ons doopdiens. Ons gaan begrafnis hou, want dis wat dit is. Ons gaan 'n paar mense begrawe en dis hoekom ons ook die begrafnisbrood ook reg gekry het. Maar nee, ons gaan vanoggend net gesels oor dit wat Jesus vir ons nagelaat het. En hoekom Paasfees? Hoekom vier die Jode hierdie fees vir soveel jare en soveel eeue het hulle hierdie fees gevier, die Pasga of die Paasfees? En dis 'n instelling wat gevier is as gevolg van of gebaseer op die Exodus, die boek van Exodus en wat gebeur het in Exodus en hoe God die volk verlos het na 400 jaar se slawerny. Hoe God hulle uitgelei het, want hy wil sy beloftes waarmaak. Ek weet nie of jy weet nie, maar God wil sy beloftes waarmaak oor jou lewe. Ekskuus, wil net by die monitors bietjie sagter sit. Ek skree op myself, dankie. Sorry. So die beloftes wil God waarmaak. En God het sy beloftes waargemaak, maar dit kos 'n prys om daarby uit te kom. Dit kos 'n proses om by die beloftes van God uit te kom. En ons weet dat God het die volk verlos van Farao en die slawerny in Egipte deur die 10 plaae. En die laaste plaag was die ergste plaag van die eerstgeborenes wat gesterf het. En die hele Bybel is geskryf met 'n verwysing na die verlosser wat op pad was. Die hele Ou Testament is 'n verwysing na Jesus. En as ons net dink aan die eerstgeborenes wat gesterf het vir verlossing van die volk, is dit die verwysing na die eerstgeborene van God wat vir ons kom sterf het, vir ons verlossing. En ek wil vir julle net 'n stukkie lees in Exodus 12, en ek gaan net 'n laaste gedeelte lees vanaf vers 24. Hy sê, onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. Nou as julle in die land kom wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. So God gaan sy beloftes waarmaak. Ons gaan God se goedheid beleef. Maar God wil seker maak dat ons nie van hom vergeet in die vervulling van die beloftes nie. Want soms, as dit te goed gaan, kan ons van hom vergeet, en daarom het hy vir ons instellings gegee, om ons te herinner, en daarom was daar in die Ou Testament 'n klomp feeste ingestel, en elke fees was ingestel vir 'n rede, as gevolg van iets wat gebeur het, maar ook as 'n verwysing van dit wat kom. 'n Bietjie later gaan ek meer oor dit sê. Hy sê, as julle in die land kom, wat die Here aan julle sal gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar, dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het. En toe hy die Egiptenaars getref het, maar ons huise gered het, toe die volk in aanbidding neergebuig. So die Paasfees, in die Engels praat ons van Passover, is he passed over the houses with the blood. En as jy vroeër gaan lees, om net tyd te spaar, ken ons die verhaal hoe hulle met die hyssopstukkies, die bossies moes hulle die bloed van 'n lam gesmeer het aan die deurkusyne. Ons weet 'n deurkusyn het 'n vertikale en 'n horisontale balk in. En dit verwys natuurlik na die kruis van Jesus. Die bloed verwys na die bloed van Jesus. En hy sê dat die verderwer het verbygaan en hy het nie toegelaat dat die verderwer verwoesting bring in die huis wat onder die bloed was. En dis the Passover, he passed over, daai trauma het die volk gemis. Hulle, dis as jy die woord direk in Hebreëus gaan vertaal, dan is dit eintlik om to skip or to hop over, om iets as jy iets in die pad lê wat 'n hindernis is, jy gaan verby dit, jy gaan oor dit. He passed over those houses, he skipped those houses. En hulle het nie die trauma van die eerstgeborenes beleef nie, as gevolg van die bloed van die lam. En dit verwys natuurlik na Jesus toe.
Elke fees is 'n verwysing na Jesus toe. En dit is hoekom dit 'n instelling was en die Jode het die beginsel gehad en ouers hier's vir ons iets om te leer hier uit dat in hierdie maaltyd wat hulle dan gereël het om dit te vier, die fees was deel van 'n maaltyd en hulle het verskeie eetgoedjies gehad. Jy kan self bietjie studie gaan doen oor wat die Jode bymekaar sit. Daar's tot choppies beskikbaar. Ek dink ons moet weer teruggaan na daai beginsel toe. Dit is een van die Joodse beginsels wat ek nogal sal geniet het. Maar so daar's verskillende goed, selfs bitter krye wat hulle daar gesit het om te herinner aan die bitter tye in die woestyn. En dan het hulle saamgesit en wat vir my so mooi is hulle moes dan stories vertel om die tafel. Stories van die verlede, stories van die Exodus, stories van die oorwinning wat God behaal het vir die volk. En dit was die generasie, die ouer generasie se verantwoordelikheid om hierdie tafel, om die tafel dan die gesprekvoering te hê en dan vir die kinders die stories oor te dra. En dis so belangrik. In vandag se tyd, ek baie keer as ons in 'n huweliksberading is een van die goed wat ek vir mense vra is, het julle 'n tafel waarom julle sit en eet in die aand? En gebruik julle hom saam? En as ek jou goeie huweliks- en gesinsraad kan gee, sorg dat jy 'n etenstafel het en 'n etensuur het, wat jy prioritiseer. As jy gesin wil saamhou en gesond hou, sorg dat jy om 'n tafel sit, want dis die beginsel wat God vir ons eintlik geleer het. En wat ons vir mekaar die stories van die dag kan vertel en van die goedheid van die Here kan vertel, of dalk die uitdagings wat ons beleef het, maar dit is goed om dit te vertel, want vandag sit ons hierso en ons verstaan en ons ken die verhaal, want dis oorgedra van geslag tot geslag, en dis die verantwoordelikheid wat ons het. Dis ook wat so belangrik is, dat ons jong mense vandag hierby is, en ons kinders moet saamkom kerk toe, want hulle moet weet waaroor kerk gaan. Hulle moet weet, en hulle moet die vrae vra. En soms, ja, weet ons, is wel uitdagend om alles te antwoord op hulle ouderdom, maar dis nodig dat ons vir ons kinders die belangrikheid van kerk en nou deel van kerk en die geskiedenis van kerk en die geskiedenis van die evangelie van Jesus Christus vir ons kinders oordra. Want dis wat ons vandag doen, dis wat ons vier. Maar met die viering het dit verander deur die tyd. Die feeste het verander, want Jesus het gekom. Jy sien, elke fees het verwys na Jesus toe. Maar Jesus is die vervulling van alles wat was en alles wat nog moet kom. En dis wat ons vandag gaan vier, en ek wil vir jou net kom leer vanoggend dat jy dit verstaan, want dit is vir my so belangrik dat mense die instelling sal verstaan, want soveel keer het ek al gehoor, en vanoggend gaan ons mense doop, wat mense na my toe kom en sê, maar ek wil weer gedoop word, want die eerste keer het ek nie mooi verstaan nie. En ek het nie met dit meer vir die regte rede dalk gedoen nie. En dis hoekom ons belangrik dat ons onsself moet inlig en ons met die inligting hê van wat presies beteken hierdie instellings, en daar's 2 instellings wat vir ons gegee is. Nou, ons noem dit, die groot Afrikaanse woord is 'n sakrament. Wie van julle het al gehoor van 'n sakrament? Dit kom van die woord sacrament, wat dit iets sacred is eintlik buite die normale, dit is in die geestelike realm, dis wat die woord sacred noem. En ek het net vir jou 'n verklaring uit die woordeboek vir jou saamgesit, en jy kan saam lees, wat beteken 'n sakrament, en die belangrikheid daarvan. Hy sê, dis 'n heilige, dink is op die bord, dis 'n heilige sigbare teken en seël deur God ingestel, ten einde aan die mens sy belofte van vergewing van sondes te waarborg, en om dit beter te laat verstaan, en sy geloof te voed en te onderhou. Dit word ook genoem 'n genademiddel. Die tweede verklaring is, dit is 'n godsdienstige handeling van die kerk, wat die teken is van die geloof aan die verlossingswerk van Christus. Dis wat 'n sakrament is, dis 'n praktiese uitvoering of 'n beeld van dit wat gebeur het. 'n Profetiese uitvoering, en ons het 2 sakramente wat vir ons as kerk, as Christenkerk, as gelowige kerk, as charismatiese kerk, glo ons aan 2 sakramente. Daar's ander kerke wat aan baie meer sakramente glo, maar Jesus het vir ons hoofsaaklik 2 sakramente nagelaat. En dis die 2 sakramente wat ons vanoggend ook gaan toepas, hier tussen mekaar as gelowiges, en dis nodig, en ons sal sien die belangrikheid van hierdie sakramente. Is die eerste sakrament is die doop. Nou, in baie eenvoudige taal is die doop eerstens 'n sakrament wat die bevestiging is van jou geloof. Wanneer jy laat doop, bevestig jy jou geloof. Die keuse om Jesus te volg is 'n innerlike besluit wat ek maak om my lewe vir Jesus te gee, om hom te volg as koning en verlosser van my lewe. Dis 'n besluit wat ek maak, want God sê ek sit voor julle lewe en dood.
kies dan die lewe. Wie is die lewe? Jesus is die lewe. Hy is die boom van die lewe. Maar dit is 'n keuse. Dis nie iets wat outomaties net in jou lewe gebeur en iets waarmee jy maar net groot geword het nie. Daar's 'n oomblik in jou lewe wat jy die besluit maak om Jesus te aanvaar, wat jy die evangelie van Jesus Christus verstaan en dit deel raak van jou lewe en deel maak van jou lewe en sê, Here, ek kies om Jesus Here van my lewe te maak. Nou, Jesus is nie net my verlosser nie, maar hy is ook my Here. Dis baie belangrik om altyd die aspekte van Jesus in jou lewe in te laat. Want as dit net verlossing is, gaan jy heeltyd net verlossing dalk soek. Maar as jy hom ook innooi as Here en koning van jou lewe, dan gee jy hom die heerskappy en jy onderwerp jou aan hom en dit lei jou tot 'n beter lewe met die wete dat jy het 'n leidsman, Jesus Christus, as die Here van jou lewe. So die doop is die bevestiging en die nagmaal wat ons saam gaan vier, is die herinnering van die geloof. En dit is so wonderlik dat ons as gelowiges vandag hierdie tyd kan uitsit om hierdie twee sakramente uit te leef en dit te beleef vanoggend saam met ander mense. Nou die doop is eenmalig. Die nagmaal is gereeld. En ek gaan vir julle skrifte wys oor. So eers kom ons staan stil by die doop. Wat is so belangrik van die doop en wat is die simbool van die doop? En ek wil vir jou vanoggend sê ook dalk gaan jy vanoggend miskien iets nuuts hoor oor die doop, iets beter verstaan oor die doop. In al die jare wat ek het seker al honderde, as dit nie 'n paar duisend mense gedoop is in my bediening wat ek weet net uitgeleef het nie en nog steeds is ek besig om te groei in die openbaring van die dinamika van hierdie sakrament, die doop. Maar wil ek ook sê, dat die feit dat ek dit nou beter verstaan as wat ek het verstaan het toe ek 16 jaar oud is, sê nie ek moet dit weer doen nie. Maar, ek kan dit net beter leef nou. So die openbaring wat vir my groei en die verstaanbaarheid van die doop waaraan ek groei, sê nie ek moet dit weer gaan doen en oor gaan doen nie. Want die eerste keer was dit vir die regte rede, want ek weet daar was 'n roepstem in my binneste wat sê jy moet gedoop word. Dis die Heilige Gees wat my oortuig het. Niemand het my forceer nie, my ouers het nie vir my gesê ek moet dit doen nie, dit was 'n keuse wat ek gemaak het vanuit die inspirasie van die Gees en die woord. 16 jaar ouderdom. Ek my ouers toe gegaan en sê ek wil graag gedoop word. Daar was 'n doopdiens by die kerk en ons het dit so gereël. En dit was 'n belewenis wat ek gehad het, wat ek in gehoorsaamheid die sakrament uitgeleef het. En dit het my geloofsekerheid gegee, maar dit was nie die destinasie wat ek bereik het vir my geloof, dit is die wegspringblokke vir die groei van my geloof, was die doop. Want as die een ding wat die doop vir ons bied, is dit bied vir ons geloofsekerheid. Want daar is 'n ou vyand, die slang, wat vir ons wil laat twyfel in ons geloof en die sekerheid dat ons kinders van God is. Maar weet jy, as die vyand wil laat twyfel, dan sê ek van daar was 'n dag en 'n datum waar daar getuies was, wat ek die innerlike besluit om Jesus te volg bevestig het. Met die daad wat Jesus ons beveel het om te doen, nie voorgestel het nie, dis 'n bevel. Om daai daad te doen, en ek het dit gedoen en ek het gegroei in dit. So vanoggend wil ek sê, moenie dat miskien die beter kennis, meer kennis van die doop jou nou dryf om te sê, ek moet my dalk weer laat doop nie. Nee, vir jou wat reeds gedoop is, groei in die wandel gegrond op die doop. So hoor wat ek volgens vir jou sê, laat dit groei, laat jy dit meer dinamies, van die dinamika van die doop, ek dink ek nie verstaan ons en snap ons altyd nie, maar ek gaan vir jou 'n paar skrifte net volgende deurgee, en ek begin met Romeine 6, wat Paulus moeite gedoen het om die kerk tyd uit te sit om in sy briewe die doop te verduidelik. Hy sê in vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So daar's 'n sterwe wat plaasgevind het in jou lewe as 'n geestelike mens, as 'n volgeling van Jesus. Want jy sien, wedergeboorte kan nie plaasvind sonder 'n sterwe nie. 'n Saad kan nie ontkiem as hy nie in die grond val en sterf nie. En die doop is daardie plek wat ek en jy kom by ons, die saad van ons lewe kom begrawe, sodat daar 'n nuwe lewe kan opstaan, sodat ons goeie vrug kan oplewer. Hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Daarom het Jesus vir ons absoluut die voorbeeld gestel, om die presiese manier hoe ons mense moet doop vir ons te wys. Hoe moet ons mense doop? Elke geval in die Bybel, wat jy lees dat iemand gedoop is hulle onder water gedruk,
Hoekom? Want dit is 'n simbool van 'n begrafnis. Jy word gedoop, gebaptizo, to submerge. So jy's dis die simbool van 'n begrafnis. Hy sê ons is dan almal wat in Christus gedoop is ons is in sy dood gedoop. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek het, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Wanneer? Ek het gesterf deur die simbool, die sakrament wat Jesus self ingestel het van die doop, en ek is nie net begrawe nie, maar ek het ook opgestaan. Dis hoekom ons mense weer ophelp. Is in die week het ek een van die pastore op die groepe wat ons is, ons het 'n doopdiens toe sê, wat is julle plan? Gaan julle die mense doop Vrydag en hulle weer Sondag opwek? Gaan julle onderhou? Ek sê van die gemeentelede gaan ek dalk nie weer opwek nie, maar ander grap. Okay. So dink net hier aan. Dink net vanoggend. En dis vir my so oorweldigend. Hoe maklik Jesus dit vir ons gemaak het om hom te volg. Ons hoef nie fisiese graf te gaan grou en jou daarin begrawe nie. Ek weet nie wie van julle sal aangesluit by die kerk as julle hier aankom en sien hier's 'n paar grafte nie. Dalk as ons net 'n steen vir hom gerol het, sal dit bietjie meer oorwegend wees om te sê ons gaan hier 3 dae aansit en na 3 dae gaan ons die steen wegrol. Maar nee, maar die simbool van 'n begrafnis is uit vir ons deur water ingestel, want dit is moontlik om in water begrawe te word en weer op te staan sonder om jy word net nat. Dis die ergste wat met jou gebeur. En hoe maklik het Jesus vir ons pad kom maak om hom te volg en die begin om hom te volg. Ons is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei deur die gelykvormigheid aan sy dood, hoe amazing is dit? Ek en jy word nie vanoggend aan 'n kruis vasgenaal nie. Ons hoef nie dit te doen om gelykvormig te word in sy dood nie. Daar's sekere kulture wat dit nog steeds doen. Hulle het mense wat hulle nog steeds kruisig om hulle self te vereenselwig met Jesus en gelykvormig te word aan sy dood. Maar vanoggend, al wat ek en jy hoef te doen is gaan deur die doopwater. Dis wat Jesus vir ons ingestel het en vir ons wat reeds deur die doopwater is, het hy dit vir ons maklik kom maak. Hy sê want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog wees deur die aan sy opstanding. Jesus se opstanding het hom verander. Dit het die hele dinamika van wie hy is verander, want hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam, in 'n ander dimensie, en net so is daar vir ons 'n opstandingskrag waarin ek en jy kan lewe, en dis deur die krag van die Heilige Gees. Want dis die Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het. En nou sê die woord dieselfde Gees van die een wat Jesus uit die dood uit opgewek het, waar is hy? In ons. Die opstandingskrag van Jesus is die krag van die Heilige Gees. En dis wat ons Sondagoggend gaan vier. So moenie Sondagoggend, ek dink Sondagoggend is eintlik 'n belangriker oomblik as vanoggend. Want was daar nie 'n opstanding nie, sou vandag se begrafnis en se kruisdood niks beteken het nie. Die opstanding is vir ons die belangrikste, want die opstanding is die bewys dat hy die seun van God is. Die opstanding is die oorwinning wat behaal is. Die opstanding is ons oorwinning. Die opstanding is vir ons 'n verklaring dat die vyand uitgeklee is, die dood oorwin is en sy angel uitgeruk is en ons in die vryheid kan lewe van sy opstanding. Ek en jy kan leef in die triomf van Jesus Christus. Dis wat ons meer as oorwinnaars maak. Onthou, die oorwinnaar is die een wat die prysgeld kry. Die meer as oorwinnaar is die een wat die prysgeld gaan spandeer wat nie 'n prys betaal het nie. En dis ons het nie 'n prys betaal nie, maar ons sit met die gevolge van sy oorwinning. Ons leef in oorwinning, ons leef met die hoop op die ewige lewe, want die vyand is uitgeklee. En ons lewe in 'n dimensie wat Jesus vir ons dit maklik moontlik gemaak het om kinders van God te wees. Hy het vir ons identiteit kom gee aan die Vader, en ek wil vir jou vat na die brief wat Paulus vir die kerk in Kolossense geskryf het, wat hy hier kom leer, want weet, hulle wil kort in die klomp Jode, weet, Paulus het oral gegaan en die evangelie verkondig aan die heidene ook, want die Jode het gedink is net vir hulle, maar duidelik het die Here vir Paulus en vir Petrus gesê, dis vir almal, want so lief het God
die wêreld gehad. En die klomp tradisionele Jode wil toe heeltyd, in al die briewe wat Paulus omtrent skryf, moet hy heeltyd die mense keer om te sê, moenie terugval na die ou gewoontes, en die ou beginsels, en die ou dinge wat mense julle wil dwing, wat hulle dink, hierdie dinge het God behaag nie, want in Jesus is dit genoeg. Die feit dat jy Jesus aangeneem het en gedoen het wat hy jou beveel het is genoeg. En hoor wat skryf van die kerk in Kolossense 2 vers 6. Hy sê, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. 'n Lewe in hom. Ek is in Christus gedoop. Ek wandel in Christus, gewortel en gebou in hom en bevestig in die geloof. Sien julle, daar is dit. Hierdie sakrament is my bevestiging van my geloof. Soos julle geleer is, terwyl julle daaraan oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as byt wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie. Volgens die oorlewering van die ou mens, dis die tradisies wat oorgedra word, dis die woord oorlewering van die ou mense. Volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Hy sê pas op vir die mense wat julle wil terugvat na die Ou Testament en die ou wet en die ou tradisies. Ons het by Christus uitgekom, want in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. 'n Vol lewe, 'n vervulde lewe, is 'n lewe in Christus. In wie julle ook besny is, met 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Die doop is die sakrament wat 'n nuwe besnydenis is wat ingestel is. En dit is nie 'n vleeslike dimensie en vleeslike besnydenis nie. Hy sê, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dood opgewek het. Dis 'n nuwe besnydenis van ons hart. En julle wat dood was deur die misdade en die onbesnydenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het. Jy is skuldvry. Ons vier vandag die dag wat ons skuld betaal is. Dis afgehandel. Hy het gekom vir 'n skoon gewete. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons verhandig was, hoor mooi, was, dit is nie meer nie. Satan is 'n aanklaer van die broeders, en hy gaan jou altyd wil aankla, en hy gaan jou altyd wil skuldig hou, want ons het geen erger en slegter gevoel as skuldgevoel. Maar dit wat hy vandag deurgegaan het, is juist dat jy vry kan kom van skuldgevoel. Wat Paulus kom sê, ons het saam met hom gesterf. Jesus het sonde oorwin, en as jy saam met hom gesterf het jy gesterf vir die sonde, maar opgestaan in die krag van God, sodat jy in daardie oorwinnaarslewe kan lewe, saam met hom. Die skuldbrief teen ons wat sy insetting ons verhandig was, het hy uitgedelg en weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee en aan hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het die owerhede, die bose magte oorwin. Wat se mag het Satan? Niks. Matteus 28:18 sê Jesus, alle mag in die hemel en op aarde is aan my gegee. Hy het die gesag gaan terugneem. Hy het die sleutels van die doderyk selfs weer teruggeneem. Hy het getriomfeer. En nou kom Paulus, en ek lees in die 83 vertaling vers 16 en 17. Hy sê, daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikste feeste, of die nuwe maanfees of Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net 'n skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is Christus. Al die feeste het maar net verwys na Christus toe. Maar Christus het gekom. Nou is ons vry van die dwang van jy moet hierdie onderhou en jy moet daar onderhou. Die enigste sakramente wat ek en jy moet onderhou, is die twee. Is die doop en die nagmaal. Die doop is eenmalig, bevestiging van jou geloof. Die nagmaal is 'n herinnering van ons geloof wat hy vir ons gedoen het. En daarom is dit so belangrik dat jy hierdie sakrament sal eerbiedig in respek vir die een wat dit beveel het. En dis Jesus self.
Bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Ek is so dankbaar dat hy nie vir ons gevra het om ook aan 'n kruis te gaan hang nie. Al wat hy vra is, volg my, deur my begrafnis en my opstanding. Laat jou doop as 'n bevestiging van jou geloof in my. En staan op, sodat jy in 'n nuwe lewe kan wandel. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. 'n Lewe in Christus. So my en jou moontlik gemaak, maklik gemaak, bereikbaar gemaak. 'n Lewe in oorwinning teenoor sonde is vir ons moontlik gemaak. Want as ek die woord hier reg lees, is sonde oorwin. En ek en jy moet vanoggend hier waar ons hierdie dag vier weer verstaan wat die dinamika van die deurbraak op hierdie naweek. Jesus hoef nie mens te geword het nie. Hy hoef nie 'n prys te kom betaal het nie. Hy hoef nie te gesterf het soos hy is sonde nie, want hy was sondeloos. Maar hy het gekom want hy het geweet ek en jy sal dit nie kan maak nie. Maar vanoggend sit ons hier met dankbaarheid. Because he did it. He did it. Hy het dit volbring vir elkeen van ons. Vir jou wat vanoggend hier sit, ek wil vir jou sê, die prys wat betaal is baie groter as wat jy dink. Maar die oorwinning wat jy moet smaak en kan smaak is baie beter as wat jy dink. Lewe van vryheid en oorwinning wat Jesus vir ons bewerkstellig het. Dis wat ons vier. Vry, losgekoop. As ek nou vandag 'n cheque moes uitskryf vir elkeen en sê ons los elkeen se skuld af, jou finansiële skuld, dink ook julle sal 'n dag dalk instel dat ons net vier wanneer hierdie kerk almal se skuld afgelos het. Wie sal bly wees as hulle skuldvry kan wees? Ek is bly ek is skuldvry. Skuldvry van enige aanklag, enige vashou. Die aanklaer van die broeders wat voor God wil kom, want hy is mos nou die een wat mos nou kom en hy is die aanklaer en sê, het jy gesien wat Nolan weer gedoen het? Hoe hy hom vererg het weer vir daai taxi. Dan sal 'n advokaat wat vir my intree en sê, Vader, hier is die merke. Die prys is betaal. Die prys is betaal. Daar's geen straf vir daai aanklag nie. Want ek het die straf klaar gedra. Is dit nie amazing God wat ons aanbid nie? Daar's geen groter liefde as dit, as hy wat sy lewe vir sy vriende neerlê nie. En vandag moet jy weet, jou vriend het sy lewe vir jou neergelê, want hy noem ons sy vriende. Dis wat ons vier. En ons gaan vir mense die geleentheid gee om hierdie sakrament te eerbiedig. Daar's 'n paar mense wat vir my gevra het, hulle wil graag gedoop word. En ek sê, weet jy, hoe beter dag as die dag wat Jesus gekruisig is om julle te begrawe op daai dag. Ons gaan julle ook opwek. Ons gaan julle daarom nie eers Sondag opwek nie, moet nie bekommerd wees, ons sal julle vandag weer opwek, maar Sondag gaan ons dit vier. Is julle gereed vandag om net dit saam te beleef? En ek wil dit graag deel van die diens hê. Ek weet ons doen baie keer die doop na die diens, maar ek wil dit vandag deel van die diens hê. Ek wil vandag hê jy moet dit saam met hierdie mense beleef, sodat jy ook weer herinner kan word aan die dag wat jy jou geloof bevestig het. En die krag waarin ek en jy kan funksioneer, die krag van Jesus se opstanding. So ons gaan 'n lied of twee saam sing terwyl die doopkandidaate net gereed maak. En as jy vanoggend eers miskien vra jy maar ek wil graag gedoop word of ek was al gedoop as kind, maar dit was nie my keuse en dit was nie my besluit nie. Mense, ek sal nooit sleg praat en lelik praat van dit wat kerke ingestel het as mooi instellings nie, maar daar's 'n doop van bekering wat Jesus ingestel het wat jy geonderdompel moet word, wat jy die keuse moet maak. Ek het al 'n ma gehad wat my gesê het, maar ek's bekommerd, ek het aan my kind gedoop, nou wil hulle weer laat doop. Wat sê hy vir ons? Dan sê ek, wel, hy sê julle het iets reg gedoen, want julle het by die beloftes gebly, en nou wil hy self die keuse maak. Wie mag gedoop word? Elkeen wat glo en kan bely dat Jesus Christus die Seun van God is. Vir hulle is dit geoorloof. Maar moet ek dan nie eers 'n paar dae vas en eers 'n bietjie gebedstyd deurgaan? Moet ek nie eers 'n kursus kom bywoon nie? Nou hoor ek baie keer mense sê my, ek sal eendag my laat doop as ek reg is. Ek was nog nooit reg nie. En jy gaan ook nooit reg genoeg wees om gedoop te word nie. Jesus maak alles reg.
So moenie toelaat dat die vyand verskonings in jou kop plaas om te sê, maar jy's nie goed genoeg nie, jy kwalifiseer nie. Jesus het daar vir jou gekwalifiseer. Hy het dit vir jou moontlik gemaak. Jy hoef nie eers, ek moet nie eers ophou met hierdie, of ek moet eers hierdie reg kry. Weet jy wat, kan ek jou vanoggend sê, as jy hierdie stap neem, gee dit vir jou daai geloofsekerheid, sodat jy 'n fondasie kan hê, daai sekerheid waarop jy jou oorwinnings kan behaal. Om te sê, dis nie meer wie ek is nie. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Nou sê die woord, daarom, as iemand in Christus is, 2 Korintiërs 5 vers 17, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, dit het alles nuut geword. So vanoggend begrawe ons die ou mens en ons wek nuwe skepsels op. Die ou vleesmens gaan daar bly, maar die geesmens staan op en is 'n oorwinnaarslewe. En vanoggend moet jy ook nie bekommerd wees, maar moet ek in die kerk behoort, moet ek 'n lidmaat wees? Nee. Die enigste kwalifikasie, jy moet glo dat Jesus Christus die Seun van God is. En dan as jy dit glo, is dit geoorloof. En dan moet jy gehoorsaam wees om hom te eerbiedig in die opdrag wat hy gegee het, om te sê, bekeer jou, laat jou doop, en jy sal gered word. Met die sakrament wat hy vir ons ingestel het, om ons te herinner aan dit wat hy deurgegaan het. Hierdie naweek, hierdie dag, Paulus skryf in die kerk in Korintiërs, sê, want ek het van die Here ontvang, in Korintiërs 11 vers 23, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Hierdie brood verteenwoordig sy gebroke liggaam. En hy was gebroke sodat ek en jy heel mense kan word. Hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. So dikwels. So hierdie is 'n sakrament wat ons gereeld, jy kan dit met jou gesin by die huis bedien. Mense vra soms, as ons kom by die sakramente, wie mag nou iemand doop en wie mag die nagmaal bedien? Is daar enige kwalifikasies, is daar enige papierwerk wat jy nodig het? Nee, jy het geloof in Jesus nodig. Ongelukkig is daar organisasies en instansies wat vir jou kom diskwalifiseer het. Die opdrag wat Jesus vir my en jou gegee het, gaan gemaak disippels en doop hulle. En ek sien uit wanneer ons gemeentelede mense begin doop. Nie noodwendig dat ek almal moet doop nie. Maar jy wat hulle bring, jy wat hulle nooi, jy moet hulle ook doop. Dis die opdrag wat die Here vir ons gegee het. Wie mag die nagmaal bedien? Almal wat glo in Jesus Christus. En vir my is die beginsel, ek laat iemand toe om iemand te doop wat alreeds gedoop is. En iemand wat glo in die werk wat Jesus volbring het aan die kruis, in sy gebroke liggaam en sy gestorte bloed, jy mag die nagmaal bedien. Want dit gaan nie oor die persoon wat die daad doen en ons net begelei nie. Dit gaan oor waaraan dit ons herinner, dit gaan oor Jesus. Ons dink aan Jesus. En ek wil jou uitnooi, doen dit gereeld. Dis die bevestiging van jou geloof dat jy onder die bloed is, dat die verderwer verby jou huis gaan en jou nie sal verwoes nie, want ons verklaar volgens soos ons deel het aan hierdie maaltyd, dat ons is deel van die Passover. Ons is deel van die vryheid, sodat daar nie verwoesting in ons huise kan kom nie, maar dat ons onder die bloed van Jesus is en dit spreek van genade. En dis weer die Here Jesus, in die nag waarin hy verraai is, het hy die brood geneem. En hy het dit gebreek, soos ek vanoggend hierdie brood breek. Hy was gebreek gewees, sodat ek en jy vandag 'n lewe van volheid, 'n lewe van heelheid kan beleef. In Jesus is daar nie alleenheid en gebrokenheid nie. Dis die lewe wat hy vir jou kom bewerkstellig het. Daarom is hierdie brood vir ons as 'n simbool van 'n nuwe lewe wat ons in Christus ontvang het. Nie meer gebroken nie, maar heel en vol mense. En ek gaan vra as hulle vir ons net die manne nader kan staan, ons gaan manne met vir ons die skinkborde net staan, aan die buitekant net om dit makliker te maak, van die mense in die middel kan in die middel kom skep, maar ons gaan dit net makliker maak prakties vir almal om saam met dit te kan deel hê. Jy moet vanoggend nou nie gulsig wees nie. Ons gaan brood na die tyd ook oor hê vir 'n lekker jampie en 'n bottertjie buite, so asseblief wees besadig vanoggend. En jy dit gaan kry, want dit is nie 'n simbool wat ons het om ons te versadig, om ons dors en ons honger te les nie. Dit is om te dink aan Jesus.
Hy het die beker ook geneem en gesê, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van hulle sondes. So ek wil vra dat jy vorentoe sal kom of na die kant toe sal kom. Hulle kan net so 'n bietjie meer kant toe staan en jou self net 'n stukkie brood kry en 'n kelkie kry en dan gaan ons vir mekaar wag. Want dis die regte ding om te doen, dat ons wag vir mekaar en ons gaan saam deel aan die maaltyd van die Here. Hierdie is die heilige oomblikke van ons geloof. Sakramente wat Jesus vir ons ingestel het. Die doop is heilig. Die nagmaal is heilig. Sê terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam. Kom ons sluit ons so in ons dankie Vader. Vader, dankie dat U vir ons die brood van die lewe gestuur het. U seun. Die seun wat die woord is wat lewend geword het. Tussen ons kom woon het. Die seun wat sy lewe vir ons gegee het aan daardie kruis. Vasgenaal, gemartel, uitmekaar geslaan. Gebroke, sodat ons heelheid kan ontvang in hom. Here, as ons deel het aan hierdie brood, Here Jesus, onthou ons wat U gedoen het en waartoe U gegaan het. Wil ons ook, Here, die resultate van U prys aanvaar oor ons lewe. Heelheid, hoop, vreugde. En Vader, dit bid ek vandag soos ons deel het aan hierdie brood, dat die lewe van Christus, die opstandingslewe in elkeen van ons sal manifesteer deur die krag van die Heilige Gees. Kom seën hierdie brood in ons liggame, Vader, dit vra ek in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam. Toe neem hy die beker, nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Kom ons sluit die oor, ons vra die Here se seën. Vader, dankie vir die druiwesap, wat die bloed van U seun verteenwoordig. Dankie dat ons kan deel hê aan hierdie sakrament, wat ons herinner, aan dit wat afgehandel is, maar ook die dinamika waarin ons kan leef. 'n Lewe van vergifnis, 'n lewe van vryheid, 'n lewe van genade. Hierdie bloed spreek van genade. En Here, soos ons deel het aan hierdie bloed, is dit 'n verklaring dat ons is onder die bloed van Jesus, wat spreek van 'n beter lewe as nuwe skepsels. Kom seën dit in ons liggaam en kom reinig ons en kom heilig ons opnuut deur die krag van die bloed van die perfekte lam, Jesus Christus. Vader, seën dit in ons liggame in Jesus naam. Amen. Kom ons gebruik dit saam.